Ons het vandag 'n baie interessante persoon hier saam met ons en dit is François Botha. En François is saam met die Eden Protocol. Nou ek hoor van julle sê, wat is Eden Protocol? Nou ek het nou so 'n bietjie gekuier saam met François. Dis nogal 'n ding. François, verskriklik welkom hier by ons en ek wil hê ons moet hierdie hele gesprek weer van voor af begin. Ek staan stom met wat vir julle voor lê. Vertel ons bietjie van Eden Protocol. Wat is dit? Hoe het julle daarby uitgekom en hoe het jy betrokke geraak, as ek so bietjie persoonlik kan raak met jou? So, Eden Protocol, dit is 'n kompleks, die konsep is eintlik in die naam opgesom. As ons begin by wat Eden beteken, dit beteken plesier. En protokol uit die ou Fransheid beteken jy vat twee kontrakte en rug aan rug gom jy dit in mekaar vas, so dit raak eintlik hierdie eenheid, hierdie covenant as jy dit nou so kan stel. En die enigste manier wat jy dit kan opbreek is om dit te skeer. En so dit gaan oor hierdie pleasure protocol wat ons wil establish. Nou, die hart agter dit is om vir mense die paradys te gee waarvoor hulle eintlik gemaak is, om restaurasie te bring in familiesake, verhoudings in die gemeenskap, die ekonomie, die ekosisteem waarin ons bly. En so dit is, soos die een ou van my eendag gesê het, dit is soos om die see te probeer kook. Dit klink groot. Dit klink amper so. Maar die ding is, dit is so 'n groot passie. Dit is nie net 'n passie wat in my hart is nie. So waar Eden Protocol begin het, is soos hulle 'n groep vriende wat almal 'n passie het om ons land reg te ruk, want ons weet die potensiaal wat hier is. Ons is ongelooflik lief vir ons mense. Maar ons kom uit professionele agtergronde uit en ons was maar net moeg gewees vir die situasies wat daar is, dat dit werk nie. Ek was in van ons nasionale stakeholder organisasies gewees en ek het gesien hoe dit nie werk nie en hoe ons van die binnekant af dit probeer regmaak, maar daar's net nie ruimte vir dit nie. En so het ons besluit, okay, kom ons stap uit die corporate uit en kom ons beweeg in 'n posisie in waar ons die besigheidswêreld en die gemeenskap kan vereenselwig met mekaar en dan die kultuurskuif kan laat plaasvind deur goeie fondasiestene te lê wat dan die resultaat sal uitlig wat ons graag in ons harte sien vir die pleasure protocol of die paradys waant ons mense wil vat. En so het ons as die founders van Eden Protocol saamgekom en ons het die fokuspunte neergeskryf en die waardesisteme basies en gesê, okay, nou moet ons so sistematies begin werk, ons is almal ouens wat uit die professionele agtergrond uitkom. Hoe gaan ons hierdie plan beraam? Hoe gaan ons hierdie probleem aanpak? En soos wat ons altyd sê in ons groep is dat jy is meer as welkom om te kla, maar dan moet jy met 'n oplossing kom. Okay. Of ten minste 'n stap na 'n oplossing toe. So dat ons mekaar se harte ook kan hoor, want dit is nie net om net klinies te wees nie, dis om ook die emosionele kant te kan uitlig om te sien waar trek ons, want dit is so 'n groot sneller of dryfveer agter wat ons laat opstaan in die oggende. Anders sal ek lankal my wit vlag gewaai en gesê het, nou kan ek nie meer hierdie ding dryf nie. Baie Suid-Afrikaners voel so, dit raak net so erg. Jy weet nie meer nie, so gaan aan. En so, dit is waar ons toe nou gesê het, okay, ons kan nie net 'n besigheids fokus hê nie, want as ons na die gemeenskap kyk, dan is dit die ekonomie en die sosio-ekonomiese ekonomie. En soos twee kante van 'n coin. En as ons die ekonomie bou, dan bou ons eintlik op die fondasie van die sosiale kant van dit. En ons kan nie die ekonomie bou ten koste van verhouding nie. Correct. Maar wanneer ons verhoudings probeer uitlig, wat baie keer die non-profit kant is wat ons sien, dan kan ons dit nie ten koste van die ekonomie bou nie. Want baie keer sien besighede, 'n non-profit is hierdie swart gat van resources of investment, dit raak net weg, jy kan niks wys vir dit nie. En so toe sê ons, okay, ons moet eintlik al twee kante van die coin wees verteenwoordig. En so Eden Protocol is 'n besigheid, maar Eden Protocol is ook 'n non-profit. En so die besigheidskant is net Eden Protocol en die non-profit kant is Eden Protocol Foundation. En so dit is hoe ons dan die hart van die gemeenskap kan hoor, maar ook die hart van die besigheidsgemeenskap kan hoor, om te sê, hoe vind ons die brug sodat ons die balans kan bring tussen die twee, sodat ons Suid-Afrika weer van die staanspoor af kan uitlig om te wees wie ons geroep is om te wees, om te wees wie ons elke dag in ons hart opstaan om te wees. Want as ek met mense praat, dan sê hulle vir my, hulle wil nie wegtrek uit hulle land uit nie, want hulle is lief vir hierdie plek en vir die mense, en daar is nie nog so 'n plek nie.
En dit is wie ek ook is. En wat is julle oplossing as julle nou kan sê julle is nou al wat 3 jaar aan die gang? Hoe ver trek julle nou al met oplossings? Want ek hoor jy praat julle toetse gedoen en julle het nou al gaan kyk wat gaan aan en probeer al daai inligting bymekaar kry om te sien. Jy het vroeër ook gesê om dieselfde resultate te kry, dieselfde dinge te doen. Wat doen julle anders? Behalwe nou dat julle die besigheid en die mense by die huis bymekaar probeer kry. Wat nog voel jy is belangrik? Dit is waar dit moet anders doen. Ons kan nie 'n ander resultaat verwag as jy dieselfde ding oor en oor doen nie. Korrek. En so ons het gegaan en gesê, okay, as ons wil vorentoe gaan, moet ons die mense saam met ons kan vat. So ons moet eers weet waar is die mense. En so dit is waar die non-profit kan vir ons so absoluut waardevol is, want ons kan kom en sê ons wil waarde toevoeg. Ons kom vra nie iets nie. Ons kom in die gemeenskap in, of dit nou die laer, middel of hoër inkomste klas is. Ons kom in om waarde toe te voeg hierso. Sê vir my, waar is julle? En dit is waar ons die data begin bymekaar maak en dan begin analiseer. As ek kom uit 'n ingenieursagtergrond uit en so dan kan ons regtig begin kyk waartoe ons moet gaan, maar ons moet begin eers. En as ons saam die mense dan kan vat omdat ons hulle hartstaal ken, dan weet ons wat is die katalisators wat hulle gaan passievol maak om te kom na, sê nou ons doen events, sê nou ons doen feeste. Dan weet ons hoe ons hulle by die feeste gaan kry, sodat ons kan waarde toevoeg tot hulle lewe, maar ook die kultuurskuif kan bring wat die mindshift basis is, sodat ons 'n ander resultaat kan kry, want anders te gaan ons dieselfde goed oor en oor doen. En dit is daai kultuurskuif, né? 100%. Ons kan nie tussen mekaar, bo op mekaar, in mekaar nie. Elke ou het wat hy nodig het en hy moet kry wat hy nodig het en dit is nie noodwendig dieselfde as die ander ou nie. 100%. So julle is nasionaal. So hier is die konsep agter Eden Protocol. Ons langtermyn hartsprojek is om, ons noem dit fathering templates, as ek dit so kan stel, maar ons wil ekonomiese en sosio-ekonomiese strukture oprig en getoetste sisteme oprig, sodat ons vir munisipaliteite en gemeenskappe rondom Mosselbaai kan sê, luister, ons het in hierdie incubator, hierdie inkubasiespasie wat Mosselbaai is, het ons hierdie ontwikkel, ons weet dit werk, hierdie is die fondasiestene. As jy dit invat Klerksdorp toe of Parys toe in die Vrystaat, dan is dit die fondasie waarop jy jou kulturele vleis kan pak. Jy kan kultureel kreatief wees hiermee, maar jy weet dit gaan werk, want hierdie is die struktuur en hierdie is die meganisme waarop jy dit moet doen, en dit is gesond. En so dit gee, en ons praat altyd van unity through diversity. Want diversity is ongelooflik belangrik, die uniqueness van dit is ongelooflik belangrik, maar as ons as 'n liggaam nie al die parte saamtrek nie, dan kan ons nie 'n liggaam wees nie. En so ons moet weer eens elke ou se diversity en uniqueness celebrate, maar dan moet ons dit saambring na 'n plek van eenheid toe, sodat ons effektief kan wees en sodat ons impakvol kan wees. En so dit is dan wanneer ons hierdie strukture vir mense gee en sê, luister, dit is die bare minimum waarmee jy moet begin. Maar kom ons journey saam met jou en kom ons ontwikkel dit sodat dit nommer pas is vir die gesinne wat in jou gemeenskap bly, vir die kultuur van jou gemeenskap, selfs vir die ekosisteem van jou gemeenskap, want nie ons groei byvoorbeeld nie mielies hierso nie, maar die noorde van Suid-Afrika is vol mielies en dit maak dat die hele impak van die natuurlike impak is anders as wat dit hier is. En ons kan nie verwag dat ons dieselfde hoe kan 'n mens nou sê, die plaasbestuur gaan hê as wat ons hier gaan hê nie. En so ons wil nie alles onder dieselfde kam skeer nie. Ons wil seker maak dat ons fondasiestene altyd 100% gesond en reg is, sodat wanneer, en dit is vir my die groot ding, as ons vaders en moeders eer, dan weet ons gaan 'n lang lewe hê, maar die konsep is ons die fondasies wat hulle vir ons gelê het, deur verhouding gaan eer, dan gaan ons die lang lewe of die paradys kry wat ons absoluut voor na smag. Dis 'n verskriklike groot werk wat voor julle lê en ek wil net sê van my hart af wens ek jou net al die beste toe en ons hoop dat hierdie tipe drome wat julle ouens het regtig die verskil tussen ons mense kan maak in Suid-Afrika, want diversity is daarom groot hier by ons en ons sit met 'n groot ding hier, maar ek stem saam met jou, as mense op die regte plek begin, dan kan jy daai sukses bring, maar almal moet kan saamtrek.
En ons wens jou net die beste toe en verskriklik dankie en ook aan jou hele team wil ek amper sê. Net Dankie. sterkte vir julle en baie dankie vir jou dag hier saam met ons. Baie dankie. Nou daar het julle dit. Daar's mense wat baie hard werk om ons ou lyntjie te probeer red en ons kan net vir hulle sê dankie en ons bid vir hulle. Lekker dag verder tot 'n volgende keer. Totsiens.